And in all of that, you are faithful in every season. You are our firm foundation. That is why we can boldly cry, we love you, Lord. With every single fiber in our being, every heartbeat, we love you, Lord. We exalt your name on high. Thank you for your presence. And Holy Spirit, may you keep on ministering us as we are drinking from your words. We pray this in Jesus' mighty name. Amen. Here's my Bible. Here's my Bible. That's what it says. I hate what it says. I hate what it says. I can do what it says. I can do. I can do what it says. I can do. Vandaag word ek geleer uit die woord van God. Vandaag word ek geleer uit die woord van God. Ek bely my gedagtes is gefokus. Ek bely my gedagtes is gefokus. En my hart is ontvanklik. My hart is ontvanklik. En ons sal nooit weer dieselfde wees nie. In Jesus naam. Amen. Baie welkom by die huis van die Here vanmôre. Ek sit so op die balans ding, ek staan so en dink en my sê, sy wil op binne, sy sê ons is nie hier vir mense nie, ons is hier om God se naam groot te maak. Maar ek moet vanmôre sê, welkom en dan die Marinda en George, ek voel so half op die skool oor vanmôre hier. Ek moet net op vanmôre nooit gaan. En die Marinda is vir ons leermeester, sy was ons leermeester in ons Bybelskool, maar nie net dit ook, sy familie, my skoonma se sussie, en baie welkom in julle vanmôre in die huis van die Here. Ons kuier gaste, Roger julle, baie welkom by vanmôre. Ons mis julle wanneer julle nie is. Amen. Maar is lekker as julle vir ons ook kan kuier. Welkom ook die res van julle hier vanmôre by die huis van die Here. Ek wil net vra ook met Psalm 3 vandag. En ek sê dit baie keer, en ek dink die Here praat altyd spesifiek met my, vir my lewe, maar ek met julle ook deel, want ek dink dat ek gaan toepas op elkeen van ons lewe. Psalm 3 moet eintlik so goed geken word soos Psalm 23. Dis 'n psalm wat ons hardheid moet ken. Ek wil dit graag vir julle lees, Psalm 3. Dis 'n kort gedeelte. Dit sê God is my redder. 'n Dawid psalm toe hy voor sy seun Absalom gevlug het. O Here, ek het so baie vyande. So baie kom teen my opstaan. So baie sê God sal hom nooit red nie. Selah. Maar U Here is 'n skild rondom my. U herstel my eer. U lig my kop op weer. Ek het tot die Here geroep. Vanaf 'n heilige berg het hy my geantwoord. Selah. Ek het gaan lê en slaap en weer wakker geword, want die Here het oor my wag gehou. Ek is nie bang vir 10,000 mense wat van alle kante bedreig nie. Selah. Staan op, Here, bevry my tog, my God. U het my vyande op die kake neergeslaan en die tande van hulle goddelose uitgebreek. Vers 9. Verlossing kom van U, Here. Mag U seëning op U volk rus. Selah. Amen. Ek wil hê julle deel met julle nie weet nie. Ek weet jy almal se Bybels het en ek neem aan dit hoe dit hê, die Selah. Die wat nie weet wat Selah beteken is, daar's 'n paar verskillende betekenisse, maar die kern en ek van hou is, dit sê stop and pause and think about this. So dit sê vir ons na elke versie, sê dit die Selah. Dis 'n uitroep, dis 'n gebed van Dawid na God. En elke versie bid hy iets, dan sê hy Selah. So hy remind ons, luister wat ek sê, bepeins hierdie dinge. Hierdie is 'n tyd in Dawid se lewe, waar hy bedreig word deur sy seun. Sy seun wil die koningheerskappy oorneem en Dawid moet vlug vir sy lewe. Dawid het hierdie mense wat in opstand teen hom kom. En so is dit in ons lewens.
wat ons mense uit teen ons draai. Ons het die duiwel wat elke dag teen ons beklei. Ons het die duiwel wat heeldag teen ons, ek sê dit gereeld en ek sal dit bly sê, ons kan sê dat ons wil van die duiwel, lui is hy nie. Hy is 'n flikse mannetjie. As ek iets van hom kan sê, is dit, want hy is lustig, soos 'n brullende leeu. Marie sê dit baie keer vir ons ook, hy is soos 'n brullende leeu. Sy lê op die klem daarop, hy is nie die leeu. Hy is nie die leeu van Juda stam nie. Maar hy brul soos 'n leeu, hy wil ons verslind. Hy is lus om ons lewens onder te kry. En ek wil julle so vinnige getuienis van my lewe gee, wat hierdie laaste jaar met ons gebeur. Dis hoekom die Here met my praat vanmôre met hierdie boodskap, met myself, maar ek wil dit met julle deel. Soos julle weet, min of meer 'n jaar en 'n half terug, toe gebeur dit in ons lewe en ons verloor ons seun. En of dit nie erg genoeg was nie op daai stadium te sê van ons dokters en ree. En die lewe druk en die lewe gaan moeilik. Dinge is nie maklik nie. In hierdie proses hierdie jaar breek ons skaar. Hy staan vir 5 maande by die agent en ek kry ons nie ons skaar reg nie. So gebeur dit as ons skaar terugkry, ons gaan bietjie op Bernardie Berg, ons ry gaan nie toe, die kar gee geen probleme nie, ons kom terug. En 10 kilometer voor ons Londen breek die kar weer. En hierdie wil ek dankie sê vir die Here, dit is in Oos-London gebeur, en die 400 kilo's van die jaar. Maar as dit gebeur, dus ons allemaal in 'n trokkie gaan klim nie. So dank die Here dat dit hier gebeur, as ek mag eer bring vir die Here in hierdie storie. Maar wat ek julle met deel vanmôre is, al hierdie dinge, ek en my vrou sê op 'n stadium, ek sê vir weet nie, maar wat is die Here se plan nie? Sy sê, miskien is ons in 'n leerskool. Ek sê vir pastoor Verdie, ag Here, kan hierdie leerskool nie net op ek verdaag nie. Ek is 'n moeë leer. Ek wil nou die eindresultaat hê. Want alles loop net verkeerd. Dit lyk asof die hele wêreld teen ons is. Die voertuig het ons R50.000 gekos om reg te maak. Hy's geoverheat. Nou vertel hulle vir ons nog 100 Die lewe bly net druk. Geld is 'n probleem hier. Die lewe is 'n probleem in ons. Dogter die en die seun en dit voel of dinge net nie reg kom nie. Dit is soos Dawid wat voel die hele wêreld is op hom. Hy moet vlug. En so voel dit baie keer ons wil vlug van hierdie lewe af. Maar ek wil hierdie skrifgedeelte vir ek vir julle opbreek vanmôre. Die eerste punt wat ek wil maak is die behoefte aan hulp. Ons kan nie self nie. Dit sê hierso, 'n Psalms Dawid toe hy voor sy seun Absalom gevlug het. O Here, ek het baie vyande, so baie kom teen my opstaan. So baie sê God sal hom nie kan help nie. Dis ons het hierdie behoefte vir hulp. En waar sal ons hulp vanmôre vandaan kom? Dawid se vyande staan teen hom. Ons vyande staan teen ons. Partykeer voel dit die mense sê vir ons God kan jou eers red nie. Met jou maas gevoel. Partykeer voel dit ons om net nie uit nie. As ons gaan kyk na 'n kind van 'n sak, as jy jou kinders roep, as jy inkoppies gaan doen, dan roep jy die kinders die van kleinheid op mekaar kom help uitdra. Dan val die laaste die sak aardappels en hy sal swem met aardappels en kry dit opgetel nie. Tot sy pa kom en hom kom help. En hy tel die sak aardappels op en hy help om te dra. So het ons hierdie behoefte. Ons het hierdie sak aardappels in ons lewe wat swaar is, wat ons nie op ons eie kan dra nie. En ons het Papa Vader nodig gebore om ons te kom help. Ons het hierdie behoefte van God om ons te help. Halleluja. Die tweede punt wat ek wil maak vanmôre is die bron van hulp. As ons lees Psalm 3 en 4, vers 3 en 4. Maar hy sê, maar die Here, U is my skild rondom my. U herstel my eer. U is die lig. U lig my kop weer op. Ek het tot die Here aangeroep. En van ons heilige berg het hy my antwoord. So dit is ons bron van hulp. So ons het hier die behoefte van iemand wat ons moet help. En hier sê Psalm Dawid vir ons, maar God is ons bron. God is ons bron wat ons uit hierdie behoefte uithaal. Hy is die Vader wat my gaan help om hierdie sak aardappels te dra. As ek dit so kan stel vanmôre. Ons kan nie draai na die politiek vanmôre nie. Ons kan nie draai na die wêreld se rykdom nie. Ons kan nie draai na die Standard Bank lening doen nie.
Ons kan aan niemand draai vanmôre om hierdie probleme van my op te los, behalwe na by Vader God nie. Daar is net een uitweg vanmôre, en sy naam is Jesus Christus. Daar is net een uitweg vanmôre, en sy naam is Jesus Christus. Amen. Ons moet op God vertrou in alle omstandighede. Ek dink so die kar wat stikkend is, ek is mens. Miskien moet ek die lotting speel. Hy sal op 114 miljoen, miskien. Dis hoe ons dink as mens, maar as ons vanmôre kom herinner, ons geluk, ons uitweg, lê sleg in God. Amen. Halleluja. Daar is geen uitweg op hierdie wêreld wat my beter gaan laat beter voel, behalwe die liefde van God nie. Sy beskermende hand om my. Amen. Nog 'n punt wat ek wil maak is die vrug van God se hulp. Die vrug, wat bedoel ek hierby? Die vrede wat jy het. Psalm David, David sê hierso, hy gaan slaap en hy word weer wakker. As jy kan dink 10,000 mense met pyn en boorskilde en perde agter jou aan, dink jy kan onder 'n boom rustig en lê en slaap. Ek gaan nie slaap nie, ek gaan net bly hardloop, want ek nie meer kan hardloop. Maar koning David sê hier vanmôre, hy het vrede. Want hy weet koning God is aangestel oor sy lewe. Hy weet hy het uitweg in koning Jesus. Amen. So hy kan sy kop rustig en neerlê vanmôre. Ek wil jou kom herinner vanmôre. Vanaand as jy kan slaap, my vrou is nie, sy verslaap nie vroeg nie. Sy lê op top vir allerlei dingetjies in die werk en die kinders en ek wil jou kom herinner vanmôre, gaan jy na bed toe met vrede vanaand. Maak jou oop toe sonder enige worry van môre. Want as God vir die emoties kan sorg sonder dat hulle by mekaar maak, hoeveel te meer vir ons wat sê ons is kinders van God. Halleluja. As ek dan 'n kind van die Here is en ek profeteer dit met my mond, moet my lewe dit verteenwoordig word. Ek kan mos nie vir julle kom vertel ek lê elke aand wakker in middernag en worry oor my probleme nie, want dan het ek nog geen vertroue by God nie. Amen. So koning David herinner ons hier vanmôre, gaan slaap rustig. Gaan slaap met vrede vanmôre, sodat jy môreoggend kan wakker word en weet God staan agter jou en die duiwel is onder jou. Halleluja. Ons moet rustig raak met die verteenwoordigheid van God in ons lewe. Ons praat baie negatief, ons praat ons bid, ek sê dit gereeld, ons sal bid. Here, kom raak hierdie rug van my aan, kom genees my, en dan draai kom as ek op my vrou is, ek kies die rug van my bloed. Ons spreek die dood by onsself. As ons bely dat God is ons uitweg, moet ons lewe asof hy ons uitweg is. En ons moet die woord dat hier op aarde, ons lig laat skyn, vir die mense wys, my vertroue is in my God. My vertroue is nie in die lotto nie. My vertroue is nie in my baas in die werk nie. My vertroue is nie in Myers Motors in my voertuig nie. My vertroue is by God vermoere. Hy sal 'n uitweg maak. Ek weet nie hoe nie. Weet nie waar as die geld gekry nie. Ek weet nie of die assuransie dit gaan cover nie. Ons het al eendag met hulle beklei nie al enige. Maar ek wil vanmôre myself kom herinner, moet jy myself bekwam oor hierdie probleme nie. Los dit by God. Hy het my gevra vir dit, ek het hierdie behoefte vir sy hulp, en hy is daar met my aangebied. Al wat die Here wil hê vanmôre, is net ek moet sê, Here, hier is ek. Ons staan in 'n put, soos Josef in 'n put gegooi was. En dit is donker om ons, en ons weet nie wat ek kan doen. Maar al wat ons moet doen vanmôre is net opkyk. Die lig kom van bo af. Ons uitkoms kom van bo af. Ons uitkoms is nie van hierdie wêreld nie. My hulp kom net van die Here. Amen. Ek wil afsluit met hierdie gesteelde gedeelte. Deur hierdie Psalm het ons verskillende goed gesien, my behoefte, my uitkoms. Maar hoor waarmee sluit Dawid hierdie vers en hierdie stuk af. Hoor waarmee sluit hy hierdie probleem van hom af. Hierdie Psalm, hy sê, verlossing kom van U, o Here. Hy erken dit, hy bely dit, hy vra nie. Hy sê vir ons vanmôre,
ons verlossing sal net van koning Jesus afkom. En hy bid net vir homself nie. God is nie hier net vir my nie, maar hy sluit af met hierdie deel wat sê, mag u seëninge op u volk rus. Amen. En dit is my gebed vanmôre. Nie dat die Here oor my probleme sal beheer sal neem nie, maar dat God oor julle probleme beheer sal neem. Julle is sy volk, ons is sy volk en my gebed is vir koning Dawid vanmôre dat die seën van God oor elkeen van ons sal rus. Maak nie saak wat jou behoefte is vanmôre nie. Dis dalk 'n vyfrand, dis dalk 'n brood, dis dalk 'n spaarwiel, dis dalk 10 rand se krag. Maar weet vanmôre God het 'n uitweg. Amen. Kom ons sit ons vertroue 100% in ons Vader. Want as ons dit doen met 'n geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie, is enigiets moontlik in hierdie wêreld. Kom ons sit vir ons Bybels ligte. Here, wat 'n voorreg was dit vanmôre om in die huis van God te kan wees. Here, daar's geen beter plek vanmôre waar ek wil wees as hier by u voete nie. Here, daar's niks wat hierdie wêreld my kan bied wat u liefde my nie kan bied nie. Here, is niks in die wêreld wat my kan gelukkig maak soos wat u liefde my gelukkig maak. Here, ek kom bely met my woord vanmôre dat ek 'n kind van God. En Here, help my vanmôre dat ek hierdie liggaam sal stuur soos u wil hê ek moet stuur word. Here, vanmôre kom sê ek weer opnuut, kom neem hierdie liggaam en gebruik hom tot u werke. Here, help my dat my lig sal skyn daar buite. Here, help ons elkeen dat ons 'n wag oor ons mond sal sit. 'n Wag oor ons gedagtes sal sit. Here, wanneer ons sal praat dat ons nie sal doodspreek nie, maar dat ek sal sê die uitkoms is hier. Die Here is met my in die omstandighede. Hierdie duiwel sal my nie onderkry nie. God, Here, my lewe. God is in beheer van alles om my. En ek laat my vertroue toe in hom. Here, versterk ons hierdie week. As dit u wil is dat ons weer Sondag by mekaar sal kom. Om u koninkryk te vergroot. Om u koninkryk te konfronteer. Here, kom hoor ons aan hierdie week. Wanneer ons hier roep in hierdie behoefte wat ons nodig het. Dat ons weet, u sal ons antwoord van die heilige wêreld. Here, dankie dat u tyd maak vir ons. Here, dankie dat u nooit besig is nie. U altyd oor te luister. U altyd 'n raad te gee. Here, gee ons die wysheid om te kan luister wanneer ons moet luister. En gee ons die wysheid en die kennis om op te kan tree, soos u wil hê ons moet optree. Behoed te bewaar deur hierdie week. Hou ons veilig in die naam van Jesus. Bly die kosbare bloed van Jesus Christus oor elke kind van u. Dat ons volgende week weer by mekaar sal kom in my gebed. Vandag is nou die soete naam van die Heilige Gees. Amen. Amen. Mag julle 'n mooi week hê. Mag dit geseënd en gevul wees baie lief.